Die volgende hipotetiese reaksie bereik ewewig in 'n geslote houer by 'n sekere temperatuur. Watter verandering sal die hoeveelheid XY gas verhoog? Die korrekte antwoord is A, 'n verlaging in temperatuur. Die verandering in entalpie is negatief. Ons het met ander woorde 'n eksotermiese reaksie. Ons kan hitte skryf as 'n produk in hierdie geval. Met ander woorde, A sê 'n verlaging in temperatuur. Dit sal die voorwaartse reaksie bevoordeel en lei tot 'n toename in die produksie van XY gas. Dis presies wat ons wil hê, so A is die korrekte antwoord. As 'n verlaging in temperatuur lei tot 'n verhoging in XY, dan sal 'n verhoging in temperatuur die teenoorgestelde effek hê. B is met ander woorde verkeerd. Nou, delta H is negatief, ek herhaal dit net weer, met ander woorde eksotermies, dit beteken hitte kan ons skryf aan die produkkant. Verhoging in temperatuur beteken die terugwaartse reaksie word bevoordeel, daar gaan 'n afname wees in XY en nie 'n verhoging nie. Dis hoekom B verkeerd is. C en D hanteer ons gelyktydig want dit gaan oor druk. Ons kyk na die toestand, gas, gas, gas. En dan tel ons die molle. 1 mol gas plus 1 mol gas aan die linkerkant. Met ander woorde, daar's 2 mol gas aan die linkerkant en daar's 2 mol gas aan die regterkant. Die hoeveelheid mol aan die linkerkant is dus gelyk aan die hoeveelheid mol gas aan die regterkant. So maak nie saak wat jy met die druk maak nie, die ewewigsposisie gaan nie skuif nie. Met ander woorde, C en D gaan geen effek hê op die hoeveelheid XY gas wat vorm nie. Ten einde die hoeveelheid XY gas in hierdie eksotermiese reaksie te verhoog, moet ons die temperatuur verlaag. En dit is A.